Waaraan dink jy as jy die woord entoesiasme hoor? Waarskynlik aan motivational speeches en mense wat jou vertel van groot drome en hoe jy dit ook kan bereik. Maar die ware betekenis of die oorsprong van entoesiasme is eintlik baie dieper. Die woordjie kry sy oorsprong van die Griekse woord enthusiasmos en dit kan vertaal word as in God of deur God besit. Hoe amazing is dit nie? Sien, ware entoesiasme dis nie net 'n goeie gevoel van motivering nie, maar dit is 'n bo-natuurlike dryfkrag wat uit God se teenwoordigheid uitkom. Dawid is 'n lewende bewyse van hierdie entoesiasme, alhoewel hy nie noodwendig die onervare kind was wat baie mense dink hy was nie. Ek bedoel, in 1 Samuel 16 lees jy al klaar dat hy word beskryf as 'n dapper man en 'n goeie vegter, nog lank voordat hy vir koning Saul ontmoet. Hy het as 'n skaapwagter al in lewensgevaarlike situasies beland en ook daarin geseëvier. Hy het al 'n leeu en 'n beer aangevat en doodgemaak, maar sy vertroue was nie alleenlik in sy eie vaardighede nie, maar in God se teenwoordigheid. So, toe hy vir Goliat sien of vir Goliat hoor, het hy nie gewag vir iemand anders om hulle hand op te steek nie. Hy het geweet, God is by my. En dit is genoeg. Dit is entoesiasme. Maar Dawid se entoesiasme het nie daardie dag eers begin nie. Hy het God geken en vertrou lank voordat hy ooit 'n reus in die gesig gestaar het. In die veld, terwyl hy sy skape opgepas het, het hy met God gepraat. Hy het tot hom gesing en tot hom gebid en hy het hom gesien in al die klein oorwinnings. Sy entoesiasme was 'n direkte gevolg van sy gewoonte om in God se teenwoordigheid te leef. So nou word my vraag vandag, waar lê jou entoesiasme? Dalk lyk jou Goliat nie soos 'n reus met 'n swaard en 'n spies nie. Maar dalk voel jy oorweldig deur 'n gesin wat al hoe verder en verder van mekaar af gedryf word. Dalk word jy oorweldig deur 'n werkplek waar oneerlikheid en selfsug die norm geword het. Dalk word jy oorweldig deur 'n hart wat moeg geword het vir teleurstelling. Dit is maklik vir ons om moedeloos te raak, om met jou rug na die storm toe te staan en te hoop dat jy gaan oorleef, maar hier is die waarheid. Die wat met God leef, leef met 'n heilige, vurige passie, 'n entoesiasme wat hierdie wêreld nie kan uitdoof nie, want dit kom van binne af. As jy naby aan sy hart bly, sal jy nooit sonder moed of dryfkrag wees nie. So hier is die uitdaging dan vandag. Dink terug aan 'n tyd in jou lewe toe jy die meeste entoesiasme gehad het. Anders gestel, toe jy die meeste in God geleef het. En theos, wat het jy toe anders gedoen? Waar het jy meer tyd saam met hom spandeer en hoe kan jy weer teruggaan na daardie plek toe? Na daardie bron van lewenskrag toe, want deur daagliks tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, dis hoe jy naby aan hom leef. Dis hoe jy in hom leef. Dis waar entoesiasme begin. So begin vandag. Dawid het nie gesit en gewag vir inspirasie of 'n beter geleentheid nie. Hy het net gegaan. Nie weg van die reus af nie, maar direk na die reus toe. So waarvoor wag jy? God se teenwoordigheid is steeds die bron van ware entoesiasme. So miskien is dit net weer tyd in hierdie lydingstyd om tyd by sy voete te gaan spandeer, jou slingervel weer op te tel, die oë gevestig of gerig na die reuse in jou lewe en dan op te staan met nuwe krag en die Goliate met nuwe krag aan te durf, want God is ook saam met jou. So wees entoesiasties. Tot 'n volgende.